Goeienaand almal. Ek wil bietjie gesels met julle oor Hebreërs, hoofstuk 1, ten minste hoofstuk 1. Kom ons kyk of ons soms so vers vir vers deur hom kan gaan. Daar is nog tyd. Ons weet nie hoeveel tyd nie, maar daar is nog tyd. En ons het baie gepraat oor Openbaring en Daniël en so aan. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die brief aan die Hebreërs. Nou, ek is baie sterk anti-Paulus. Mense sal dit al agtergekom het. Paulus is vir my 'n knoop binne in die Nuwe Testament. My standpunt oor die Nuwe Testament is dat die Nuwe Testament baie gebroke by ons aangekom het, en dat daar vanuit die staanspoor af bewegings was, mense was, sleutelfigure was in daai eerste 100, 200, 300 jaar na Christus, wat het hulle werk gemaak het om regtig die belangrike boeke eintlik op sy te stoot, ten gunste van boeke wat nie noodwendig strook met die res van die skrif nie, waarvan ek Paulus beskou sy 13 briewe as 'n probleem. Maar Hebreërs is nie deur Paulus geskryf nie. Hebreërs is een van die mees belangrike skrifte in die Nuwe Testament. En wie hom geskryf het is 'n oop vraag, maar is definitief nie Paulus nie. So die styl verskil, die hele manier van skryf is van so 'n aard dat dit duidelik is, dit is verstaanbaar. Dit strook met die wet van die Ou Testament, die verbonde van die Ou Testament. Dit strook met Henog. So met Hebreërs kan ek nie fout vind nie. Dit is so dat ons sit met, soos ek sê, my beginsel oor Paulus is dat daar verskeie skrywers is wat se briewe onder Paulus sorteer. En om daardie rede is Paulus se briewe baie moeilik om te verstaan. Lyk dit of hulle mekaar weerspreek. En is hulle geweldig anti die ander 12 apostels. Maar ons vind dit glad nie in Hebreërs nie. Inteendeel, Hebreërs bevestig die besnydenis. Hebreërs bevestig die wet. Hebreërs bevestig die priesterskap. En net die feit dat die brief geskryf is aan die Hebreërs, of dat die opskrif is brief aan die Hebreërs, sê vir jou dat hierdie brief is gerig op die verlore stamme van Israel. So, daarom kan ons met 'n geruste hart Hebreërs begin, wil ek sê, dissekteer. Ons kan bietjie stelselmatig deur hom gaan. En ek het al voorheen 'n bietjie oor hom gepraat, en ek gaan nou net, soos ek sê, ons gaan vers vir vers doen. Ek gaan min of meer werk uit die Blou Bybel uit, die boek van herinnering uit, en dan gaan ek vir jou af en toe uithaal uit sommer die 33 vertaling, as ek so op my Bybel app werk. Dan is dit net makliker om op te soek. So, as ons nou lees hierso van hoofstuk 1, dan begin hy, en 'n ou moet altyd verstaan, hy wil van jou 'n sekere boodskap oordra. Die brief is juis geskryf om heel moontlik, hoogs waarskynlik, 'n aantal gesprekspunte of debatteringspunte, iets wat onseker was, iets wat hulle nie seker was oor nie, of hulle baie vrae gehad het, of daarna vrae na vore gekom het, om hierdie probleme op te los. So dit is hoekom die brief geskryf is, sodat dit hierdie belangrike sake duidelikheid oorgee. Hulle wou helderheid hê oor 'n hele aantal sake. En daarom, as jy die Hebreërsbrief lees, dan kom jy agter, dis asof hy reageer op vrae. Dit is wat ek lees as ek na hom kyk. So, die Hebreërs 1 gaan oor die vraag, kan God mens raak? Is dit nie maar 'n engel wat ons besoek het nie? Was Jesus Christus, was Yeshua die Messias nie net nog 'n engel nie? Want onthou, in die Grieks is die woord engel ingebring oral waar die
woord boodskapper veronderstel is om te staan. So, die woord engel is aan ons oorgelewer, hy kom daar van die Griek af, hy kom nie uit die Hebreëus uit nie. En oral waar daar in die Ou Testament staan boodskappers, dan het hulle die woord engel daarin gevoeg, wat eintlik absoluut foutief is, want die oomblik as jy dit doen, dan raak jy die mekaar, dan jy's letterlik besig om die goddelikheid, daar waar God verskyn het aan mense, in 'n bepaalde vorm, jy het hom nou verlaag tot 'n engel, menende tot 'n geskape wese. Dit is wat jy eintlik gedoen het. En daarom moet 'n mens maar wegbeweeg van hierdie woord engel af. 'n Mens moet bly by die woord boodskapper. Want vir ons is 'n engel iets met vlerke wat groot en wit is en die tipe van ding. En as ons die skrif lees, dan is dit nie noodwendig hoe hulle altyd aan ons verskyn nie. Daar is tye wat hulle aan ons so verskyn, maar daar is tye wat hulle nie aan ons so verskyn nie. En 'n mens, soos ek sê, die oomblik as jy alles engel, wat eintlik moet staan boodskapper, wel op daardie punt is jy besig om ernstig klei te trap. So, dit was sy uitgangspunt. Hy wil vir jou verduidelik dat Jesus Christus, Yeshua die Messias, is God. Hy wil dit vir jou verduidelik. En hy moet toe vir hulle probeer 'n aansluitingspunt vind, onder andere in die Ou Testament, om vir hulle hierdie ding te verduidelik. So hy sê, nadat Elohim baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die ewigheid gemaak het. En nou oombliklik as jy hierdie 2 verse lees, dan is hier 'n paar dinge wat hy na vore bring. Hy sê vir ons, hy sê in die laaste dae is daar tot ons gespreek deur die Seun. En 'n bietjie later gaan jy agterkom dat hierdie persoon wat Hebreërs geskryf het, die skrywer, was in direkte kontak met die 12 apostels. Ons sal dit bietjie later sien, hy praat daarvan. Ek dink hierby, ek sien Hebreërs 2 vers 16, ja, wag, kom ons kyk, ek het hom nou net hier verloor. Ek het dit nou net neergeskryf, waar hy sê, dit is aan hulle oorvertel van die ander af. Net kyk, ek het hom nou effens verloor. Ek het dit gevind, dis hier by hoofstuk 2 vers 3. Hy sê, nadat dit eers deur die meester verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. So hy het direkte kontak gehad met die hoorders. Dit wil sê, met die wat die disippels was van Yeshua. Hy het direkte kontak met hierdie mense gehad. Hulle het aan hom bevestig. So die hoorders het dit gehoor, en hy het die inligting dan by hulle gekry. So ons weet is definitief nie Paulus nie. Paulus kon nie hierdie brief geskryf het nie, hy was nie 'n hoorder van die evangelie nie. Nou ja, dan gaan hy aan, en dan die redenasie, baie mense gebruik hierdie eerste vers, hoofstuk 1 vers 1, dan sê hulle, maar hier weet ons dat in die laaste dae spreek die Seun met ons, daar is nie meer profete nie. Daar kan nie nog profete wees nie, daar was net profete in die Ou Testament tot op Johannes, en dan is daar nou nie meer profete vandag nie. So Johannes die Doper was ons laaste groot profeet, daar kan nie nog profete wees vandag nie. Hierdie ouens wat droom en gesigte sien en profeteer, hulle is almal leenaars en bedrieërs. Want kyk wat staan hierso, hier in die laaste dae spreek hy, het hy tot ons gespreek deur die Seun. Nou my vraag is natuurlik die volgende, wat maak ons nou met Johannes wat Openbaring geskryf het? Wat maak ons nou met Johannes wat Openbaring geskryf het? Want dit is tog na die Seun. So sal ons dan 'n Openbaring uithaal, en dan kan ons nie nog profete wees nie. Die laaste profeet was by Johannes die Doper. Hy is vermoor. So wat nou? So dit is alles problematies, en natuurlik, dit weerspreek natuurlik
verse soos Handelinge 21 vers 9, waar daar gepraat word oor die profetiese gawe. Joël 2 vers 28 tot 30, waar hy sê, daar kom 'n tyd wat hy sy gees oor sy seuns en sy dogters en oor die diensknegte en die diensmaagde sal uitstort en hulle sal gesigte sien en drome droom. En Handelinge 2 vers 17 verwys na Joël 2 en hy noem dat spesifiek in die laaste dae. So as ons nou hierdie lees, dan is dit baie duidelik dat die apostels en die skrywers in die Nuwe Testament nie gedink het dat dit klaar is met al wat 'n profeet is nie. Daar's nie meer profete nie. So as mense in elk geval van die redenasie af uitgaan, daar kan nie nog profete wees na Jesus nie. Dan is dit baie problematies, wat beteken God het stom geraak 2000 jaar terug en nog nooit weer 'n woord met ons gepraat nie. Glad nie. Vir 4000 jaar was hy aktief betrokke by sy volk en by sy saadlyn en hy het met hulle pad gestap. Daar was hierdie aanhoudende kommunikasie en interaksie, maar net na Jesus se opvaring na die hemel toe het God stom geraak. Hy het opgehou met praat, weet nie vir watter rede dan nou nie. En ons is min of meer op ons eis. Ons het nou maar net die Bybel. Dis 'n baie dom manier van redeneer. Maar jy sal nie glo hoeveel mense glo dit nie. Dan kom hy by vers 2. Hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die ewigheid gemaak het. Ek dink in jou 33 vertaling staan daar deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So die erfgenaam, die seun is erfgenaam van alles. Die seun is erfgenaam van alles. Nou dit is korrek. En dit is natuurlik 'n vraag natuurlik, want dit kom nou terug na iets wat Paulus sê. Paulus sê op 'n stadium, ek moet dit gaan soek, waar hy praat, hy sê dan, op 'n stadium sal die seun dan nou die heerskappy oorhandig aan die Vader. Nou dit is iets wat net Paulus praat, jy kry dit nêrens anders in die skrif nie, dit is net Paulus wat dit kwytraak. En hier kry ons eerste teken daarvan, dat daardie hele idee is foutief. Hy is erfgenaam van alles, menende, alles behoort aan hom, alles behoort aan die seun, ook die heerskappy. En dan gaan hy verder, hy sê, deur die seun is die ewigheid gemaak, of soos hy in jou Bybel staan, die wêreld, die kosmos. Die ewigheid is gemaak deur die seun. En dan moet dan mense nou die vraag afvra, want dit bevestig natuurlik Johannes. So as ons kyk hier na Johannes 1, ons kyk hier by Johannes 1, dan lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So hier praat ons, alle dinge het deur die seun ontstaan. Alle dinge. Goed. So, as ons hier lees, hy is skepper van alle dinge, en ek het al met julle gepraat oor hierdie ding, het ek vir julle gesê, as ons in die Ou Testament lees, wel, dan gaan jy nou 'n probleem optel, as jy nie mooi verstaan hoe dit werk nie, want in die Ou Testament staan daar baie duidelik, dat Jahwe is alleen skepper. Ek wil net gou kyk of ek hom net vir julle kan opspoor. Jesaja 44 vers 24, so sê Jahwe jou verlosser, en hy wat jou geformeer het van die moederskoot af, ek is Jahwe wat alles volbring, wat die hemel uitspan, ek alleen, en wat die aarde uitsprei, wie was met my? So, en hierdie hele idee dat daar nou 'n span was, daar was nou 'n goddelike span, wat nou alles gemaak het. Vader en seun het nou saamgewerk, en hulle het nou alles gemaak, is 'n leuen. Die seun is skepper van alles. Wat beteken, as die seun skepper van alles is, en Jahwe sê,
Hy is skepper van alles. Dan is die seun, luister mooi, dan is die seun Jahwe. Maar hierdie seun trek 'n liggaam aan, dan word hy die seun van Adam. Hy word die seun van die mens. So ons moet nie te mekaar raak tussen die seun van Adam en die seun van God, wat dan effektiewelik Jahwe homself is nie. Ons moet nie te mekaar raak nie. Ons moet verstaan dat Jahwe 'n liggaam aantrek, dan word hy die seun van Adam. Daarom, as ons in die Nuwe Testament lees, dan kom ons agter dat Jesus Christus, Yeshua, gebruik albei terme. Hy praat van hom as die seun van God, en dan praat hy van homself as die seun van Adam. Hy is die seun van Dawid. En dit is 'n as jy gaan lees en jy gaan skryf op hoeveel keer hy verwys van die seun van Adam so en die seun van die mens so, en dit sal die seun van die mens doen, en die seun van die mens sal kom en hy sal oordeel, dan moet ons verstaan daar is 'n baie hoë status aan die seun van die mens, die seun van Adam gegee. Hierdie gebeurtenis dat Jahwe 'n liggaam aantrek en onder ons kom woon, word baie hoog geag in die hemele. Dis maar net hier op aarde wat Yeshua, Jesus Christus, afgemaak word as 'n middelaartjie. Hy was sommer so 'n ou tussengangertjie. As iemand vir jou sulke nonsens verkondig, ouens soos ou Japie van Sail, hier's 'n paar van hulle in die land, dan moet jy dit weet, jy het te doen met die gees van die antichrist, want dit is hy wat dit predik. As ouens wat praat met 'n gevurkte tong, nou kom ons lees vers 3. Hy wat die verglansing is van sy glansrykheid en die ewebeeld van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die wassing van ons oortredinge bewerk het, gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. So kom ons kyk gou hier, ek kan nou net afgaan, ek wil hom vir julle lees uit die 33-53 vertaling uit. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese. Hierso staan en die ewebeeld van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy homself deur die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van majesteit in die hoogte. Reg. Nou ja, ons sal nou terugkom na die ander deel, wat vir my belangrik is, die seun is die ewebeeld van die Almagtige. Die seun van Adam is die ewebeeld van die Almagtige. Hy is die afskynsel van sy heerlikheid. En dit, ek hou meer van die woord afskynsel. En die rede hoekom ek meer van die woord afskynsel hou, soos wat hy voorkom in die 33-53 vertaling, is dat Jesus moes sy heerlikheid prysgee. Jahwe moet sy heerlikheid prysgee om as 'n mens gebore te kan word. Hy kan nie die heerlikheid saambring aarde toe nie. Dit dien geen doel nie. Hy moes die aarde bewandel as 'n mens, een wat moeg raak, honger, en wat kan bloei, en wat pyn het, wat bekommerd en angstig is, so, wat kan huil. Hy moes dit so kom doen, ons sal dit sien, wanneer Hebreërs dit vir jou verduidelik, en om daardie rede, kan hy nie die volle heerlikheid saambring nie, so hy is nie 'n afskynsel. Hy is 'n skaduwee van die Almagtige. Ons is ook maar skaduwees van die Almagtige. So, hy is 'n skaduwee. Hy moes alles agterlaat om as mens gebore te word. So, ek hou meer van die woord afskynsel. Dit is vir my 'n beter woord hier. Ek het vir julle die verse bymekaar gekry, dat ons kan praat oor, en hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte.
En baie mense gebruik dit ook, dan sê hulle, kyk, hy's nie God nie, hy sit aan die regterkant. So hy kan nie God wees nie. Daar's 'n God in die hemel en dan is daar Jesus Christus en hy het nie dieselfde gesag as die God in die hemel nie. Hy sit maar net aan die regterkant. En dit is ook maar baie verwarrend as mense so redeneer. Nou, as ons gaan kyk in die Ou Testament, dan lees ons onder andere Psalm 60 vers 5, sodat u bemindes gered mag word, verlos deur u regterhand en verhoor ons. Die verlossing kom uit die regterhand uit. Psalm 63 vers 8, my siel is aan u verkleef, u regterhand ondersteun my. En nog 'n pragtige ene, Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En as jy dit verstaan, dan jou regterhand is jou uitvoerende gesag. In die meeste van ons gevalle is jou regterhand is jou hoofhand. Dis die hand waarmee jy skryf en belangrike dinge doen. Dis jou primêre hand. As jy hom nou verloor, moet jy leer links skryf. So, dit is wat hy probeer sê. Hy probeer verduidelik dat Jesus Christus, Yeshua die Messias, is die regterhand, hy is die uitvoerende gesag. Wat is die uitvoerende gesag? Dit is die ouens, dis die persoon wat die gesag uitvoer in 'n maatskappy of waar ook al. Hy is die ou wat execute, hy moet uitvoer. Hy moet die gesag uitvoer. Hy is die aanvoerder. En dit is wat Jesus Christus ook is. Hy is die aanvoerder, hy is die liggaam. Hy moes die werk kom doen. Hy moes die profeseë kom vervul. Hy is die reddende regterhand. En wanneer hy nou in die Nuwe Testament praat van het hy gaan sit aan die regterkant van majesteit in die hoogte, ons kry dit wel in die Ou Testament, dat hy dit ook so praat. Hy praat in Psalm 110 vers 1, van Dawid 'n psalm. Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Nou, daar's veel meer aan hierdie Psalm 110, as wat 'n mens sommer net so kan praat, maar hier probeer hy vir jou verduidelik, dat die liggaam, waar is die liggaam? Die liggaam sal sit aan die regterkant, of in die regterhand. Hy is die uitvoerende gesag. En dan word die vyande, sy vyande, die liggaam se vyande, die seun van Adam se vyande, sal 'n voetbank gemaak word vir sy voete. Want die seun van Adam sal regeer. Dit is nou nogal 'n belangrike konsep. So, dit is waarna hy verwys. So, hy moet sit met 'n Ou Testament, want hy gaan haal al hierdie inligting wat hy vir jou daar neergesit het, gaan haal hy vir jou uit die Ou Testament uit. Nou gaan ons verder. Vers 4, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die boodskappers, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. En hier begin hy met 'n redenasie. Hy het nou eers vir jou verduidelik hoe die seun en die seun was op aarde, en die seun het met hulle gespreek, en die seun het hulle persoonlik onderrig. Dan sê hy vir jou, maar die seun is erfgenaam van alles, hy is ook skepper van alles. Dan verduidelik hy vir jou, die seun is die afskynsel van God in die hemel, en hy het die redding bewerkstellig. Dan sê hy, maar die seun is die uitvoerende gesag van die majesteit, van die Almagtige. En Jahwe is die Almagtige. So, die seun is die uitvoerende gesag van die Almagtige. So die seun is die Almagtige. Dit is iets wat ons tog moet begin verstaan. En dan gaan hy verder, dan sê hy is uitnemender as die boodskappers. En met hier verwys hy spesifiek na die engele, wat geskape wesens is. Want hy het 'n voortreffeliker naam ontvang as hulle. Nou, watter voortreffeliker naam het hy ontvang? Nou ja, hulle het hom nou teruggesit hier in ons Nuwe Testament, en dit het maar baie te doen met die Grieks.
As ons kyk na die naam, het hulle hier teruggesit in die blou Bybel, dan sê hulle dis Yahweh Shua. Nou as jy kyk na hierdie naam, Yahweh beteken ek is. Ek is. Dis maar waarop dit neerkom, ek is wat ek is. So maar ons kan sê Yahweh Shua of Yahshua is dan ek is en Shua is verlosser. Ek is verlosser. Hy sê nie, God is verlosser nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, ek is verlosser. Ek wil net gou 'n vers hier byvoeg, wat ons kry in Johannes 18. Toe die afdeling soldate Jesus kom haal het, Yeshua kom haal het, daar by die tuin van Getsemane, toe hulle hom nou soek, hy vra vir hulle, wie soek julle? En hulle antwoord hom, Yeshua die Nasarener. Yeshua sê vir hulle dit, ek is. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle dit sê, ek is, het hulle agteruit gegaan en op die grond neergeval. So, hoekom het hulle op die grond neergeval? Want hulle het die naam van Yahweh gehoor. Hy het vir hulle gesê, ek is. En dit is wat hy vir jou probeer verduidelik hier in Hebreërs. Hy sê vir jou, hy het 'n voortreffliker naam as die engele. Hy's nie 'n geskape wese nie, hy het 'n voortreffliker naam. Hy is verlosser. Hy kan sê, ek is verlosser. Dit is wat hom 'n meer voortreffliker naam gee, want hy is, ek is. So hy kan nie 'n engel wees nie. Dan gaan hy nou verder. Want aan wie van die boodskappers het hy ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u self gegenereer, Psalm 2 vers 7, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees, 2 Samuel 7 vers 14. Nou ja, hierdie is ook 'n baie diep vers, wat hy weer eens gaan haal in die Ou Testament. En hierdie woord gegenereer is 'n baie interessante woord, want eintlik in Engels byvoorbeeld praat hulle van begotten. Begotten. So beget. Met die idee, ek het spesifiek het hier neergeskryf, to bring forth. Die woord is H3205. As jy gaan kyk in die ou Hebreëus. To bring forth. Een wat dieselfde saadlyn is, om voor te bring. Dit is eintlik wat die woord sê. Baie mense kyk na hierdie vers, dan sê hulle, ja, sien daar, die seun, Jesus het 'n begin. Hy's gegenereer. Nee, dit gaan daaroor dat hy as seun, dit wil sê, dat hy die deel is van God Almagtig, die Vader, die oue van daar, wat ons nie sien nie, wat ons nie ken nie, dat hy vir aan ons hierdie deel vertoon, en daardie deel wat aan ons vertoon word, wat ons kan sien en mee interaksie kan hê, dit is die seun. En hierdie gegenereer verwys baie ook na iets wat Henog van praat. Dit is 'n baie belangrike konsep wat ons kry in Henog. Ek het al daaroor ook gepraat, baie belangrike konsep in Henog, waar hy vir jou verduidelik, lig is uit lig gebore. Lig is uit lig gebore. Ek lees dit gou vir julle. Hier van Henog 11, hier vanaf vers 9. Nou, Adoil is die onmeetlike tydruimte wat Yahweh geskep het. Dis 'n onmeetlike tydruimte. Jy het tyd en ruimte en nog iets nodig om by materie uit te kom, om by 'n fisiese werklikheid uit te kom. Iets waaraan jy kan vat. En alweer vergeet wat is die ander een. En Kent Hovind het dit onlangs so mooi beskryf.
So ek lees vir julle, hy sê, maak jouself oop, Adoil, en laat dit wat is sigbaar uit jou gebore word. En hy het homself oopgemaak en die groot eon het uit hom gekom, en so is die lig uit hom gebore wat die hele skepping dra, wat ek ten doel gestel het om te skep, en ek was in die middel van die groot lig. En omdat lig uit lig gebore word, het daar 'n groot tydperk verskyn, en dit het die hele skepping vertoon wat ek beplan het om te skep. En ek het gesien dat dit goed was, en ek het vir myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit, maar aan die lig het ek gesê, gaan hoor op en vestig jouself hoog bo die troon en wees 'n fondament vir die hoëre dinge, want bo kan die lig is daar niks. So, wat sê Jesus? Wat sê hy? Hy sê, ek is die lig. Johannes 1 sê, die ware lig was aan die kom in die wêreld. Pragtig. En dit word dan nou weer eens bevestig deur Hebreërs. Soos ek sê, Hebreërs is 'n boek propvol feite. Dit is nie vol veralgemenings en Paulus se krisisteologie nie. As jy deur die boek werk, dan weet jy, hierdie mense het gesit met ander inligting, en dit is hoekom hulle hierdie boek kon skryf. En ek trek nou al by 31 minute, en ek is nou min of meer halfpad deur hoofstuk 1. So, dit verduidelik hy vir jou. So, lig is uit lig gebore. En die groter heerlikheid sien ons as die Vader, is die oue van dae. Jesus sê, jy het tog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien. En dan kry ons Jesus wat die seun van Adam is, maar hy is ook die seun van God. Menende, hy is Jahwe, wat mens geword het. Dan kom hy by vers 6, en vers 6 is nie in jou Ou Testament nie, so hy maak 'n aanhaling. Hy sê, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die boodskappers van Elohim moet hom vereer. Ja, nou mense weer sê, kyk, daar staan eerstgeborene, kyk, hy's gebore. Nee, lig is gebore uit lig. Lig is gebore uit lig. En om daardie rede is hy die eerstgeborene. Hy's nie 'n eerstgeborene omdat hy gebore is uit Miriam nie. Hy's gebore uit 'n aardse vrou, nou is hy 'n eerstgeborene. Niks daarmee uit te waai nie, niks. Lig is uit lig gebore. En as jy nou verstaan dat Jesus al gebore was in die tyd van Ner, Noag se broer, dat hy gebore is as Melchisedek, as 'n fisiese kind, dan verstaan jy, dit kan ook dan nie na 'n fisiese geboorte verwys nie. So, wanneer hy nou gebore word, wanneer hy gebore is in die tyd van die Romeine, was dit sy tweede geboorte, en dit word hier bevestig. Hy sê, en wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en al die boodskappers van Elohim moet hom vereer. Dit is Deuteronomium 32 vers 43, het kom in die Septuagint voor, dit kom nie in jou Bybel voor nie. Want Hebreërs werk nie uit die Masoretiese Hebreëse teks, wat die kerke of die protestante toe gaan gebruik het in die 15de eeu nie, wat 'n teks is met foute nie. Die Hebreër boek gebruik 'n ander teks, hy gebruik die Septuagint, dit wil sê die Griekse Ou Testament. En hier sê hy vir jou, hy sê, en wanneer hy weer, menende, die eerstgeborene is al op 'n vorige keer in die wêreld ingebring. En dit sien ons in Henog, ek het 'n baie breedvoerige lesing daaroor gemaak, oor Melchisedek. En Melchisedek dit is waaroor die hele Hebreër boek gaan, is eintlik oor Melchisedek. En hoe Melchisedek gebore is in die tyd voor die vloed, en toe opgeneem is in die hemel, en dat Melchisedek is dan ook Jesus Christus, is Yeshua die Messias. En wat interessant is, al die boodskappers van Elohim moet hom vereer. So al die engele moet hom vereer en hulle buig voor hom, hulle aanbid hom.
En ons kry dat Petrus dit aan ons bevestig. Hierso staan in 1 Petrus 3 vers 22, hy sê, hy praat oor Christus, hy sê Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, en dan het hy 'n hele aantal verse wat hy nou praat oor die gebeure na die dood in die doderyk, wat Nicodemus ons van vertel, maar niemand anders vertel ons iets daarvan nie. En dan kom hy verder, dan kom hy by die laaste vers, dat sê wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Stem dit ooreen? Al die boodskappers van Elohim moet hom vereer. Dit is so. So, dis nie iets wat nog gaan gebeur nie, dis iets wat reeds gebeur het. Goed, vers 7 lees ons so, en van die boodskappers sê hy wel, wat van sy boodskappers geeste maak, en sy dienaars 'n verterende vuur. So die boodskappers sien ons as vierde dimensie wesens, alhoewel hulle dan nou ook aan ons fisies verskyn. Maar hy gaan verder, hy sê sy dienaars is 'n verterende vuur. En dit verwys weer na Moses by die brandende braambos. En as jy daai stuk gaan lees van Moses by die brandende braambos, dan lees ons dat God het aan Moses daar verskyn as 'n verterende vuur. Deuteronomium 4 vers 24 sê, want Jahwe jou God is 'n verterende vuur, 'n jaloerse God. Deuteronomium 9 vers 3 bevestig het. Exodus 24 vers 17 sê, Jahwe se heerlikheid is soos 'n verterende vuur op die top van die berg. So, na wie verwys hy as hy sê, 'n verterende vuur? Hy verwys na Jahwe. Maar hy praat hiervan, hy sê sy dienaars. Hoekom praat hy so? Want hy probeer vir jou sê, dat wanneer God aan ons verskyn hy op verskillende vorme. So, ons leer hom ken as die seun van Adam. Abraham het onder andere met hom te doen gehad as Melchisedek. Die Israeliete hoor van hom as 'n verterende vuur, hulle sien hom as 'n verterende vuur. Moses sien hom as 'n verterende vuur. Hy kom voor in die sagte wyntjie, as 'n mens nou lees, ek dink in die verhaal, wat ek nou met julle, ek dink is Elia, verhaal van Elia. So hy het verskillende maniere op watter wyse hy aan ons vertoon. Hy sê sy dienaars 'n verterende vuur. So, ons kry in die Ou Testament te doen met baie boodskappers. Van hulle is waarlik engele, menende hy is 'n engel. Hy is 'n geskape wese. Maar daar's baie van die ander boodskappers, as ons kyk deur die Ou Testament, dan het ons te doen met die almagtige Jahwe, wat hom dan voordoen as 'n boodskapper, wat ons kan sien en kan hoor, maar hy is nie in sy volle heerlikheid nie, want niemand kan God sien in sy volle heerlikheid en bly leef nie. Nou vers 8, nou probeer hy sê, ek gaan net weer van vooraf lees, en van die boodskappers sê hy wel, wat van sy boodskappers geeste maak, sy dienaars 'n verterende vuur. Maar van die seun, u troon, O is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat wetteloosheid. Daarom het u Elohim, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. Onthou, wat is die hele redenasie? Wat wil hy vir jou bewys? Hy wil vir hulle bewys dat Jesus Christus, Yeshua die Messias, wat onder ons kom wandel het, wat gebore is as 'n mens, is nie 'n engel nie, maar hy is God homself. Dis wat hy vir jou hier probeer verduidelik. Hy sê die troon van die seun is tot in alle ewigheid. So daar is nie 'n tydperk waar die troon van die seun oorgegee word aan iemand anders nie.
Wanneer die Seun regeer, is dit tot in alle ewigheid. Hy gaan verder, hy sê, u haat wetteloosheid. Dit is so. Jahwe sê dieselfde. Dan sê hy, daarom het o Elohim, daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie, bo u metgeselle. Verwysing is Psalm 45, vers 7. Op Jesus Christus, op Yeshua, rus die salwing van, hy het die salwing van koningskap, maar hy het ook die salwing van priesterskap. Weereens is iets wat Hebreërs dan nou later vir jou mooi verduidelik. Dan gaan hy verder. In vers 10, en Jahwe in die voortyd het u die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande. Nou ja, dit verwys vir my direk eintlik terug na Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep, en in vers 2 was daar 'n verwoesting wat plaasgevind het, 'n groot verwoesting. In vers 3 het hy weer begin skep. So in die voortyd, wat bedoel hy as hy praat van in die voortyd? Hy praat hier van 'n tydperk wat daar nie 'n telling was nie. Daar is 'n telling die oomblik toe daar 'n adamitiese skepping op aarde kom. Toe is daar 'n telling wat kan begin plaasvind. Menende 'n tydlyn wat kan loop. Die woord voortyd is eintlik mooi, want dit beteken is voor daar tyd was. Dis baie mooi. Goed, dan gaan hy verder, dan sê hy, vers 11, hulle sal vergaan, en maar u sal bly. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed versluit. Nou wat verwys hy? Hy verwys na die hemel en die aarde. Hy sê, u verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn, maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. En die verwysings hier is byvoorbeeld Psalm 102 vers 26, 102 vers 27. Goed, so kom nou weer terug. So, hier sê hy sê Jahwe het in die voortyd was daar 'n skepping van die hemel en die aarde. Hy bevestig vir jou Genesis 1 vers 1. Dan sê hy, maar daar is dit versluit. Menende, daar moet 'n verandering kom. Dan sê hy sê, Jahwe sal hulle verwissel soos 'n kledingstuk en hulle sal verdwyn. En ek kan nou net kyk, ek dink aan ons skrif praat hy sê, hulle word verander. Ek kan nou net sien waar hy sê, hoe kontroleer, by vers 12 in die 33-53 vertaling sê, staan daar, en soos 'n mantel sal u hulle toerol, en hulle sal verander word, maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. Ek hou meer van die 33 vertaling hier. Die 33 vertaling is vir my meer akkuraat, want hy stem vir my baie meer ooreen met die res van die skrif. Want die rede hoekom ek so sê, is in Openbaring 6 praat hy ook van die hemele sal toegerol word soos 'n boekrol. So jy rol hom toe. So hy gebruik dieselfde vergelyking. En hier praat hy van 'n verandering wat gaan plaasvind. Terwyl hy hier praat in die boek van herinnering van 'n verdwyning wat plaasvind. As ek kyk na my skrif, is die hemel en die aarde is vir ewig gegrondves. Hulle kan nie verdwyn nie. Hulle gaan nie ophou bestaan nie. Dis iets wat vir ewig gegrondves is. En die Almagtige onderhou dit. So, vind daar 'n verandering plaas? Ja, ons weet die aarde gaan verander word. Ons lees dit in Openbaring 6. Ons lees dat die aardkors gaan skuif en die berge en die eilande en die lande gaan uit hulle plekke versit word. Dit klink sinvol. Ons lees daar gaan 'n kataklisme wees in die ruimte en ons gaan sekere sterre sal nie meer daar wees nie. Daar kom 'n verandering, heel moontlik ook in die hoeveelheid planete of die tipe van ding, maar daar's 'n kataklisme wat plaasvind. Ons weet 1/3 van die son word getref, 1/3 van die maan, 1/3 van die sterre. So, dat daar 'n verandering plaasvind is reg.
En dit is wat hy hierso sê, in jou 33-53 vertaling, hulle sal verander word. Ja, maar hulle sal nie verdwyn nie. So ek kan nie werk met die vers, stem nie vir my ooreen met die ander nie. So ek hou van die 33-53 vertaling hierso. Maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Goed, so, Jahwe verander nooit. Nie in die Ou Testament nie, nie in die Nuwe Testament nie, en ook nie in die bedeling wat kom nie. So daar's nie 'n verandering by Jahwe oor sy beginselstandpunte nie. Ek het onlangs met julle nou gepraat ook, toe sê ek, soos Jahwe gehandel het in die Ou Testament, by die volke rondom Israel, jy mag nie met hulle vermeng nie, kan nie bekeer word nie, moenie sendingwerk onder hulle gaan doen nie, moenie liefdadigheid onder hulle doen nie, moenie barmhartig wees onder hulle nie, moenie met hulle verbonde sluit nie, is presies dieselfde standpunte in die Nuwe Testament. Daar is nie 'n verandering wat plaasvind nie. God verander nie. En u jare het geen einde nie, menende hy is 'n ewig lewende wese. En dit is 'n baie belangrike standpunt, want Jesus sê ook hy is 'n ewig lewende wese. En Melchisedek sê, ons word daarvan gesê, is 'n ewig lewende wese. En dan moet jy, die volgende vraag wat jy moet vra is, hoeveel ewig lewende wesens is daar dan nou? Wel, daar's net een. Maar, ons sien hom as Melchisedek, ons sien hom as Jesus Christus, ons sien hom as Jahwe. Dit is wat hy vir jou hier probeer sê. Dan gaan hy verder. Hy sê, en aan watter een van die boodskappers het hy ooit gesê, sit aan my regterkant, totdat ek u vyande maak, 'n voetbank van u voete, Psalm 110 vers 1. Watter engel het ooit daai voorreg gekry, dat daar vir hom gesê kan word, sy status word nou verhoog, hy sit nou aan die regterkant van die Almagtige, en vir sy voetbank, gaan die vyande, God gaan daai engel se vyande nou 'n voetbank maak vir sy voete. Waar kom dit voor? Nee, dit kom nie voor nie. Dis 'n leuen. So, en dit bring elke keer weer terug na, Jesus kan dan nie 'n engel wees nie. Hy is ook nie 'n geskape wese nie. Hy is 'n ewig lewende wese. Hy dra die naam van Jahwe. Hy is Jahwe. Weereens, die hele doelwit van hoofstuk 1 is om met hierdie probleem wat die mense gehad het daai tyd is dit nie miskien 'n engel wat onder ons gewandel het nie. Wat beteken hierdie tipe gedagtegang was teenwoordig in die tyd van die apostels en ook daarna. En dan die laaste vers, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word terwille van die verlossing, terwille van die wat die verlossing sal beerwe nie. En dit is baie indrukwekkend. Dit is eintlik hy gee so 'n laaste punch wat hy nou eintlik gee, 'n uitklop hou. Hy sê is ons nie maar almal wat uitgestuur word om die saligheid te verkondig aan die verstrooide stamme van Israel. Is hulle nie maar almal dienende geeste nie. En toe Joshua op aarde hier was hy 'n dienende gees. Ja, hy was. Want hy was gestuur, hy is die uitvoerende mag, die executive power, en hy het gekom om die profeseë te vervul, sodat daar 'n Nuwe Testament na vore kan kom met 'n nuwe offer, sodat die verbond hernuwe kan word vir die verlore stamme van Israel. Hy word 'n dienende gees. En so kom ons dan aan die einde van 'n baie breedvoerige uiteensetting. Is eintlik, soos ek sê, is 'n pragtige redenasie. Jy kry hierdie tipe logika, kry jy in geen Paulus boek nie. Gaan soek dit dan. Ek wil graag weet, waar kry jy dit? Dit is so 'n diep redenasie wat hy hier probeer aan hulle oordra het. En as hulle dit verstaan het, is hulle op 'n baie hoër geestelike vlak, en selfs verstandelike vlak as wat ons ooit was. Miskien ons voorgeslagte het hierdie baie mooi verstaan, maar die wêreld het sy IQ gedaal
die laaste aantal dekades, en ons het dommer geraak, en ons begrip van dinge is al hoe minder, met die gevolg is, wanneer ons hierdie tipe inligting lees, dan raak ons moeg. Ons raak intellektueel moeg. Ja, Vader moet dit vir ons verander. Nou goed, ek hoop julle het lekker geluister. Ek wil gaan kyk of ek ten minste Hebreërs 2 ook vir julle kan doen, terwyl daar nog tyd is. Nou ja, ek is Deborah de Rigter en my nommer is 064 699 6976.